Kom ons bid saam. Here, U wat ons God en Here is die een wat ons vanoggend wil kom ontmoet, as ons saam is as gelowiges rondom U woord. Here, ons word bewus van die grootheid, die genade, U liefde, wat U vir ons elke dag 'n moontlikheid maak, wat U vir ons gee vanuit wie U is. Here, en ons kan dit ontvang deur wie ons is. Here, want U is die konstante. En daarom wil ons vanoggend vir U vra om ons ook te kom ontmoet in ons harte, in ons gedagtes, in ons omstandighede. U ken ons elkeen op U naam. En ons vra, Here, wees getrou. Mag ons vanoggend aangeraak word deur U hierdie wees saam met ons. Mag ons beleef, Here, hoe U ons kom lei deur U woord en U gees. Here, maar mag dit nie hier eindig nie. Mag dit ons ook verder vat, die week, die jaar in ons lewe in. Here, dankie dat ons vanoggend so saam mag wees. En terwyl ons so stil is voor die Here, kom dink ons ook aan hulle wat deur bepaalde uitdagings gaan. Here, ons dink aan gesondheid, aan hulle wat aansterk, aan hulle wat wag op uitslaa, hulle wat wag op wat lê voor, die onsekerheid, Here. Dan bid ons vir U uitkoms, ons bid vir U rustigheid, die vrede, ons bid vir genesing, Here. Want ons weet dat alles lê in U hand. Here, maar ons dink ook aan hulle wat nie vandag hier kan wees nie. Vir watse rede dit ook al mag wees. Here, ons bid vir U beskermende bewaring oor hulle. Ons bid ook vir hulle wat deur verlies gaan het. Here, hulle wat vanoggend hartseer is, alleen voel, verlate voel. Here, ons vra dat U hulle sal omvou in die liefde, dat hulle bewus sal wees van U wat by hulle teenwoordig is, en dat U vir hulle sal krag gee elke dag. Here, gee dat dit wat vanoggend in die erediens plaasvind, tot U eer, U lof, en U heerlikheid sal strek. In U naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons lees vanoggend saam uit Eksodus 24, vers 12 tot vers 18. Eksodus 24, 12 tot vers 18. Die opskrif van die groter geheel van Eksodus 24 is die verbond word beseël. Maar ons gaan net so die laaste helfte van hierdie gedeelte saam lees. Kom ons lees dit saam. Toe sê die Here vir Moses, klim nou die berg verder uit na my toe en vertoef daar, dat ek vir jou die plat klippe kan gee waarop ek die wette en gebooie neergeskryf het vir die onderrig van die volk. Moses en sy assistent Joshua is toe hoor teen die berg van God op. Vir die leiers het Moses gesê, wag hier vir ons totdat ons na julle toe terugkom. Maar Aaron en Hur is hier by julle. As iemand 'n probleem het, kan hy na hulle toe gaan. Terwyl Moses die berg uitklim, het 'n wolk dit omhul. Die magtige teenwoordigheid van die Here het op Sinaiberg gebly. En 6 dae het die wolk die berg omhul. Op die 7de dag het die Here uit die wolk uit na Moses geroep. Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir Israeliete te gelyk soos 'n gloeiende vuur op die berg. Moses het toe die wolk ingegaan en nog verder boontoe uitgeklim. Hy het 40 dae en nagte daar gebly. Ons lees tot sover. Ons jongmaats, julle is welkom vorentoe te kom.
Is julle almal? Goed, hoe gaan dit met julle? Is die skool nog oké? Dit is raak vir my elke keer meer bekommerd dat hulle stiller raak soos wat die jaar aangaan. Okay. Die onderwysers oorleef julle nog die skool? Ouers, julle kan sien dat dit is albei al kante toe stil. So, ons moet maar aan hulle dink. Maar vanoggend se tema vir die preek is wag op die Here. Wie van julle is goed met wag? Steek 'n bietjie hande op. Wie van julle is goed met wag? Christian, jy jok. Wag, nee, baie keer dan vra die Here vir ons wag. En volwassenes lag want hulle sukkel ook om te wag. Nee, want ons bid en ons vra vir die Here, maar hy vra van ons om vir hom te wag. Dis nie nou die tyd of die plek nie, wag. Nee. As ons haastig is en ons stop by 'n roebord wat rooi is, dan moet ons wag vir groen. En as jy haastig is, wil jy nie wag nie, jy wil ry. So is dit baie keer ook in ons geloofslewe. Die Here kom en hy gee vir ons so 'n lekker rooi robotlig en hy sê vir ons wag. Jy moet bietjie stop. Draai briek aan. Dis nie nou tyd nie. Nou 'n hele paar jaar terug het ek een keer op Facebook 'n video gesien van twee kinders, 'n boetie en 'n sussie, wat in 'n kamer, twee aparte kamers toegemaak is, en die ma en die pa het vir hulle elkeen 'n marshmallow voor hulle neergesit. En vir hulle gesê, julle kan of nou hierdie marshmallow eet, of julle kan wag tot ons terugkom, dan gaan julle nog 'n marshmallow bykry. Maar dan mag julle nie nou die een wat voor julle lê eet nie. So hulle ons gewag het. OK. Nou wat dink julle het gebeur? Wie wil raai? Ja? Dink julle het hom geëet? Dit was naby, maar hulle het nie. OK, maar julle kan jouself indink en daai twee was omtrent julle ouderdom gewees, né? Nee? Hulle het na ruk, daar's 'n tafel met 'n stoel. Hulle het verveeld geraak, so hulle het begin klim en klouter op die stoel en begin rondloop. En veral die dogtertjie wat jonger was, het daai marshmallow opgetel en hom gekyk van alle kante af. En sy het nader gekom dat sy al die reuk van die marshmallow kon kry. Nee, en sy het gewag, maar sy het hom nie geëet nie. Die seentjie het verveeld geraak, hy het op sy arms begin lê en vir daai marshmallow gestaar. Nee, hy het hom so gekyk, asof hy sou hom beter vir hom kyk of hy daai marshmallow nader gaan kruip na hom toe. Nee, maar hulle het gewag. En wat het gebeur omdat hulle gewag het tot ma en pa teruggekom het? Hulle was beloon gewees. En hulle het nog 'n marshmallow gekry. So julle sê dat die wag die moeite werd was. So julle sê dat daai wag maklik was. Nee. Maar hulle het gehoor wat het pa en ma gesê. Jy het 'n keuse. Eet nou die marshmallow wat ek vir jou gegee het, of wag en jy kan 2 marshmallows hê wat jy later kan geniet. Okay. En baie keer gaan dit so met ons ook. Wanneer ons hierdie gedeelte in Eksodus lees, dan hoor ons Moses is berg op saam met Joshua. Nee, en hulle voel so en later moet hy nog hoor opgaan. Maar dan hoor ons dat hy hier aan die einde 40 dae en 40 nagte daar gebly het. Hy het gewag vir die Here. Nou die storie van die marshmallow, dit was 'n paar minute wat hulle moes gewag het. Kan julle dink as ons 40 dae en 40 nagte moet wag? Wie van julle gaan dit reg kry? OK? As julle so sê, ons kan dit toets. Gerard, Daniela, waarvoor wil ons sê moet hulle wag vir 40 dae en 40 nagte? OK, ek sal my pa se woord vat daarvoor. OK. So ons wagtydperk is baie keer baie lank, nê? Nee. Maar kyk wat het gebeur omdat Moses gewag het. Hy het die wet van die Here gekry. Hy kon die volk gaan onderrig het. En hulle kon hulle lewe volgens die wil van die Here ingerig het. En dit is wat die Here baie keer vir ons vra. Wag op my. Ek gaan vir jou meer gee as wat jy nou het. Ek gaan vir jou uitkoms gee. OK, so onthou dit nou. Vanoggend kan hulle nie marshmallow, hulle kry weer 'n suig lekker. Nee? Maar as ma en pa nou weer ongeduldig raak by die roebord, of jy raak ongeduldig omdat jy nie kry wat jy nou wil hê nie, dan onthou jy terug gaan vanoggend om te sê, partykeer moet ek wag. Want as ek wag, kry ek meer na die tyd, as wat ek nou sal hê. Jy moet onthou,
Right, julle kan vir julle lekkertjie kon kry en dan kan julle maar 'n pa toe gaan. Voor die volwassenes nou met my wil beklei, ek weet ek het my eie reëls op pas oortree om sweeties uit te deel. Maar in die gees van nagmaal deel ons uit van die wat ook hier vorentoe gekom het. Goed. Geliefdes, ons teksgedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, laat sien ons bietjie die wêreld in 'n ander lig. As ons kyk na ons wêreld waar ons elke dag beweeg, dan is ons mos nou eintlik in 'n vinnige wêreld. Elke ding het 'n pas. En daai pas voel vir my partykeer versnel net. Ek praat in die week met iemand wat sê, ons kan nie glo, ons is al in middel Februarie nie. Dit voel soos gister wat ons nog in die ou jaar was. En as jy terugdink aan verlede jaar, dan voel dit vir jou, is dit regtig 'n jaar wat verby is. En daarom loop ons onsself baie keer vas in kitsoplossings. Ons soek kitsantwoorde, kitskos en alles wat kits is. Dit moet net vinnig wees. Dis hoekom 'n airfryer deesdae, ek dink die geliefde ding in huisgesin is, want dit is vinnig. Nee, ons hoef nie lank te wag nie. So ons lewe in 'n kitswêreld. Om te wag is amper asof dit vir ons iets vreemds geword het in ons lewe. Ons is nie meer goed met wag nie. En dan vra ons baie keer die vraag nou, hoekom sukkel ek met geduld? Wag is niks anders as om geduld te beoefen nie. So geduld is ook maar vir ons uitdaging. En daarom wanneer ons moet wag, dan skep dit in ons 'n stuk frustrasie. Ons word eintlik half geïrriteerd. En as die eerste beste persoon in my pad kom terwyl hy geïrriteerd is, dan kry hy dit. Want ons kan nie meer wag nie. Ons het verleer om te wag. Maar wanneer ons kyk na ons geestelike lewe, dan is dit eintlik 'n geestelike dissipline om te kan wag. Want alles gebeur nie kits as dit kom by ons geloofslewe nie. Partykeer vra dit van ons wag. In Eksodus 24 sien ons hoe dat Moses geroep word om die berg op te klim. En nie om dadelik iets te gaan doen nie. Hy kry die opdrag, klim op die berg. Maar dan moet hy wag. En in daardie wag op die Here gebeur daar dan iets dieps en heiligs. En ons gaan vanoggend kyk so na 4 eienskappe van wag vanuit hierdie Eksodus gedeelte wat ons saam gelees het. Die eerste gedeelte is wag is 'n antwoord op God se uitnodiging. Wanneer die Here Moses berg op uitnooi, dan moet ons besef dit is God wat die inisiatief geneem het.
Dis God wat die uitnodiging kom rig het om te sê, kom hier, klim die berg op. Moses klim nie maar net sommer die berg op omdat hy lus is nie. Of omdat hy die gedagte gekry het om dit te doen nie. God nooi hom om dit te doen. Om te wag op die Here begin altyd by gehoorsaamheid op God se roepstem. Om gehoorsaam te wees aan dit wat God van ons vra. Wag is nie passief nie. Wag is nie traag nie. 'n traagheid in optrede. Wag is 'n bewuste keuse om nader aan God te beweeg. Want in daardie wagtyd word ek dieper bewus van God in my lewe, hoe hy werk, wat hy vir my vra, waarmee hy besig is in my lewe. Daai wag kom bring my lewe vir 'n oomblik tot stilstand. Selfs dat die geraas stil word. En in daardie wagtyd is ek nie altyd bewus van dit wat nog mag kom nie. Ek is nie bewus van alles wat voor lê nie. Nie bewus van die omstandighede hoe dit gaan verander nie. Geliefdes, en daarom moet ek en jy besef, soms roep God ons nie om na 'n plek toe te hardloop of om iets te gaan bou nie, maar om eenvoudig net by hom te wees, om te wag in sy teenwoordigheid. Al is dit vir ons hoe moeilik, wag is 'n geestelike dissipline. Wag is al reeds die antwoord op God se uitnodiging. Maar wag vra ook vir ons oorgawe en vertroue. Oorgawe en vertroue. En ek weet nie wie van julle is bekend met hierdie handdruk nie. Dit staan bekend as die Romeinse handdruk. Die van julle wat dalk al met die EJ iewers te doen gehad het, sal weet, dis een van die illustrasies ook wat ons gebruik by oorgawe. Maar wanneer ons mekaar so groet, ons mans is mos geneig om met 'n oop hand in die hand te groet. Nou as mens mekaar so groet, kan jy ook maklik uit mekaar uit weer gaan nie. Maar as ons dieper groet soos wat op die prentjie is, dan gee ek oor, ek vat dieper, ek reik verder uit. En wanneer dit dan sal gebeur dat een of die ander party los, dan het die ander een 'n stewiger greep om hom vas te hou. En dit sê iets van om op die Here te wag. Dit is om 'n dieper greep te neem, om oor te gee en te sê, Here, ek vertrou op U. En baie keer dan beleef ons, maar die Here is nie in my lewe nie. Die Here is afwesig. Ek hoor nie die Here nie, ek beleef nie die Here nie. En dan is ons baie keer die een wat in hierdie greep ons hand los. Maar God het ons steeds. En hy los ons nie. Wanneer Moses die roepstem van die Here hoor en hy is op pad berg op, dan los Moses nie die volk agter en vergeet van hulle nie. Maar hy laat hulle agter met leiers om na hulle om te sien en hy stel sy vertroue in God vir wat mag voorlê. Hy gee oor dat hy nie meer in beheer is nie. Moses is die volk se leier, maar hy weet die roepstem van die Here is nou prioriteit. Die volk sal oukei wees. Daar is leiers wat kan help terwyl hy weg is. Die Here het hom geroep. Daarom moet ons besef dat om op die Here te wag beteken 'n paar dinge. Die eerste een is wanneer ons op die Here wag, dan is dit om beheer te laat gaan. Om te sê die beheer kom my nie meer toe nie. Ek is nie meer die een wat in beheer is nie. Maar dit vra ook van ons dat wanneer ons op die Here wag, om ander in God se hande toe te vertrou. Om te sê, Here, U weet die beste, ook op daardie persone se lewe. Hulle beteken vir ons ontsettend baie, maar ek besef, ek kan U vertrou met hulle. Dit beteken ook om self beskikbaar te wees
vir God se werk. Daarom kan ons sê, Here, U is in beheer, selfs wanneer ek nie is nie. Geliefdes, en dit is nie maklike woorde om te uiter nie. Dit sê gee oor, maak los. Dit vra partykeer verander ons fokus. Dit vra vir ons om op 'n ander manier te vertrou as wat ons dalk mag gewoond wees. Maar die Here is getrou en hy sal vir ons voorsien. Die derde aspek is dat wag beteken nie God is afwesig nie. In kindertyd het ek die voorbeeld van die marshmallow gebruik. Vir ons as volwassenes gebruik ek vanoggend die uurglas. En partykeer kan daai minuut se sandjies voel soos 'n ewigheid as jy moet wag dat dit moet deurloop. Maar om te wag beteken nie dat God afwesig is nie. En baie keer as ons so met mekaar praat in die omgang en ons in so 'n wagperiode is, dan sê ons baie keer vir mekaar, dit voel vir ons God is afwesig. God weet nie wat in my lewe aangaan nie. Ek bid, maar dit voel of die Here my nie hoor nie. Hy gee nie antwoord nie. Nou hoor ons in Eksodus wat ons saam gelees het, die wolk het die berg bedek. Die wolk wat die teenwoordigheid van God kom simboliseer het, dat hy daar was. Dit wys vir ons die heerlikheid van die Here. Maar terwyl die wolk daar is God stil. Hy praat nie dadelik nie. Die wolk is daar, maar sy stem is nog stil. 6 dae lank wag Moses. God se stilte is nie God se afwesigheid nie. Hy praat, hy maak homself bekend op die regte tyd. Ons moet net op hom wag. God se wagtyd is ook nie verlore tyd nie. Partykeer dan voel dit vir ons so, ons wag en die tyd loop uit. Maar geliefdes, wagtyd is nie tyd wat net verlore gaan nie. In hierdie wagtyd is dit juist die tyd wat God partykeer gebruik om ons karakter te vorm, voordat hy sy wil ons kom bekend maak. Om so 'n bietjie in onsself te groei, voordat God vir ons daai uitkoms gee waarna ons verlang. Om dalk weer op 'n nuwe plek te wees wat vertroue aanbetref. Om weer opnuut van ons afhanklikheid in die Here te besef. 'n Wagtyd, 'n groeityd. Maar dit is nie verlore tyd nie. En dit bring ons uit by die 4de eienskap van wag. Wag lei tot ontmoeting en verandering. En ek het besluit om hierdie prentjie te gebruik, want ek dink iets hiervan beleef ons daagliks in ons lewe. Fisies. Of ons nou hier in die dorp is, en of ons daar buite op 'n plaas is, en of ons kyk na ons geestelike lewe, hierdie prentjie vat dit vir my mooi saam. Dat om te wag op die Here lei tot 'n ontmoeting met hom, maar dit bring ook verandering in ons lewe. Wanneer ons sien Moses beweeg uiteindelik binne in die wolk in, dan bly hy 40 dae en 40 nagte daar. Hy het 6 dae gewag. Nou kom hy nog 'n opvolgwaggeleentheid, 40 dae, 40 nagte. Hy kom ook nie dieselfde dag terug nie. Die volk moet wag. Hy het vir hulle die opdrag gegee, wag tot ek terugkom. Aaron en Hur moet kyk na die volk terwyl hy en Joshua nie daar is nie. Hulle moet ook wag. Maar in hierdie tyd wat Moses wag, is hy in die heerlike teenwoordigheid van God. Geliefdes, en ons wil partykeer vir ander dinge wag in ons lewe. Dis die tyd dat ek en jy gaan wag in die teenwoordigheid van die Here nie. Op die regte plek te gaan wag nie. Want ek dink baie keer dan wag ons maar op die verkeerde plekke in ons lewe. Wanneer ons wag op die Here, dan verdiep ons verhouding met God. Daarin word ons geloof gevorm. Maar dit berei ons ook voor
vir gehoorsaamheid vir dit wat nog mag kom. Ek het herhaal wat ek net nou gesê het, om te wag op die Here is nie 'n mors van tyd nie. Op die einde van die dag word wag op die Here geloof in aksie. Want ons weet, God is getrou, maar ons moet op hom wag. Mag ons soos Moses bereid wees om die berg op te klim, en het ons nie maar berge in ons lewe wat ons partykeer moet opklim. Maar mag ons soos Moses gehoorsaam wees en daardie berg opklim. Die wolk in, om in die heerlike teenwoordigheid van die Here te wees. Om daar te gaan wag en om veranderd terug te kom. Na ons lewe toe, na ons mense toe, selfs in my geloofslewe verander te wees. Psalm 27 vers 14 sê, wag op die Here, wees sterk en hou moed, ja, wag op die Here. Geliefdes, om te wag is 'n geloofsdissipline. En ons verleer om te wag. Mag ons weer opnuut ontdek wat dit beteken om te wag op die Here. En mag ons die seën wat ons daaruit gaan kry, ook met mekaar deel en daarin vreugde vind. Ons gaan oorbeweeg na die nagmaal. Terwyl ons vandag nagmaal vier, dan sê ons eintlik as ons na die nagmaaltafel toe kom, dan is dit soos Moses wat ook opbeweeg na die berg toe. Die nagmaaltafel, die nagmaaltekens nooi ons uit om te kom stil word, om te kom onthou, maar ook om te wag op die Here se genade en sy teenwoordigheid. Ek gaan vir ons 'n kort gedeelte voorhou, wat ons bietjie gaan help om te dink aan hoekom is ons vandag saam rondom die nagmaaltafel. En ek nooi uit om saam daarna te luister. Soos Moses die berg opgeklim het, so word ons vandag genooi om nader te kom na God toe. Nie omdat ons waardig is nie, maar omdat Christus ons waardig gemaak het. By hierdie tafel wag ons nie op die oordeel nie, maar op genade. Nie op verwerping nie, maar op vergifnis. Wanneer ons die brood breek, onthou ons die liggaam van Christus is gebreek vir ons. Wanneer ons uit die beker drink, onthou ons die bloed van Christus. Dit is uitgestort vir ons. Wanneer ons die tekens gebruik, wag ons op die Here, ontvang ons sy genade en word ons hoop in hom hernie. Ek wil jou vanoggend uitnooi, wat is daar wat jy vandag voor die Here wil bring in gebed? Wat het jy vanoggend gehoor, wat met jou gepraat het, in jou eie persoon en mens wees? Ek nooi jou uit om vir 'n oomblik stil te wees en tyd saam met die Here te spandeer, voordat ons verder beweeg na die nagmaaltafel. Kom ons word saam stil. Amen. Geliefdes, voordat jy kerkraad vorentoe gaan nooi om vir ons die tafel voor te berei, gaan ek jou uitnooi soos jy daar sit, dat ons as gemeente saam ons geloof hardop gaan bely, voordat ons na die nagmaaltafel toe gaan. Want ook die nagmaal kom vanoggend en kom versterk ons geloof,
So kom ons bely hierdie geloof en weet vanoggend wanneer ons hierdie nagmaal saam mekaar gebruik, dan word hierdie selfde geloof versterk en verdiep en bevorder. Ek nooi uit om die geloof met my saam te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Verskoon, dis ou weergawe, maar dit beteken dieselfde. Ek nooi die kerkraad vorentoe om die tafel voor te berei en daarna sal ons ook die tekens uitdeel terwyl ons dit doen. Luister ons saam na die lied in die agtergrond. Maak dit jou eie en spandeer steeds tyd saam met die Here.
voordat ek gaan nagaan. Geliefdes, ek het op 'n stoel gesit, maar ek gaan nie nou meer op 'n stoel sit nie. Vanoggend wil ek 'n oop oot uitnodiging na die gemeente toe gooi. As jy die behoefte het om vanoggend saam hier voor op die nagmaaltafel te kom aansit, is jy welkom. Al het jy klaar 'n wyn en 'n druiwesap en 'n broodjie gekry, los dit net rustig daarso. Jy is welkom om te kom aansit. Soos wie die kerkraad nog gaan kyk, het almal het en goeters en hulle vorentoe kom, het die vrymoedigheid as jy die behoefte het om hier voor by my te kom aansit asseblief. Kom ons kyk net, hier aan my regterkant iemand oorgeslaan met die brood onder op die boonste galery, in die middel boonste galery en hier aan my linkerkant. Julle was nie moederskamer nie. Goed. Dan oorgeslaan met die wyn of die druiwesap aan my regterkant, bo op die galery, onder middelblok, daar bo aan my linkerkant en nie aan my linkerkant. Goed, dankie kerkraad. Dit lyk vir my reg. Goed, as daar behoefte is julle welkom vorentoe te kom, anderstens gaan ons aan. Wil dit kyk, is daar rustigheid? OK. Geliefdes, dis vir my eintlik in 'n mate, dis baie keer moeilik om te weet wie nooi mens nagmaaltafel toe. Maar julle sal weet, elke keer as ons nagmaal gebruik, dan sê ek vir julle, dis 'n gemeenskapsmaal en alhoewel ons 'n klompie hier voor is, sit ons eintlik almal as te ware saam aan tafel. Met die Here wat die gasheer is, wat ons nooi na die tafel toe, hy wat self die nagmaal kom instel het, toe hy sy disippels daarmee bedien het. So wanneer ons vanoggend die tafel hier voor ons oop sien, weet jy's ingenooi om daarin te kom deel. Hierdie tekens se betekenis is net so waar vir jou as wat dit was vir die disippels toe Jesus het vir hulle gegee het. En ek wil jou nooi vanoggend as jy daai broodjie neem en hom later eet, voel die tekstuur, besef dit was Jesus se liggaam wat vir jou gebreek is. Dis nie maar net vanoggend 'n gebruik of 'n ritueel nie. Dis die kern van ons geloof. Die feit dat ek hier vanoggend hier kan sit, die genade wat ons het om hier te kan sit, sy liggaam het vir ons gebreek daarvoor. Die feit dat ek en jy kan weet ons sondes is vergewe, is die bloed wat gevloei het. Wanneer jy wyn ruik en dit proe, weet die Here se bloed het vir jou gevloei. Vind daarin vreugde, word daarin bemoedig en versterk en weet, dis waar. Ek nooi uit
om saam met my die tekens te gebruik. Die Here Jesus het die brood geneem en hy het gebreek en dit vir sy disippels uitgedeel en vir hulle gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my nagedagtenis. Kom ons gebruik dit saam. Die Here het ook by hierdie geleentheid die beker geneem en hy het vir sy disippels gesê, dit is my nuwe verbond wat in my bloed verseël word. Drink daai en weet, dit is vir jou. Kom ons gebruik dit so. Is daar iemand wat wil gebruik maak van die beker self? Nee. Geliefdes, so slotopmerking voordat ek vir ons saam gaan bid. Die nagmaal is in sy wese 'n verbondsmaaltyd, waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens nuut gemaak word. So weet, die verbond wat die Here aan die begin met sy volk gemaak het, is vandag net so waar vir ons. Ons het net saam gevier deur die tekens wat ons saam gebruik het. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend die voorreg mag hê om as gelowiges saam aan die tafel te kom sit. En te weet, Here, dat dit is u liggaam, u bloed, wat vir ons gebreek en gevloei het, tot vergifnis van ons sondes. Here, tasbare tekens wat u liefde vir ons kom bevestig. 'n liefde wat geen perke, geen grense ken nie. Here, gee dat ons dit elke dag sal koester, daarin sal vreugde vind. Maar Here, dat ons ook op u sal wag, sodat ons meer kan kry as wat ons self kan verwag of kan dink. Here, help ons, gee vir ons die krag om elke dag te soek en so te lewe, dat ons kan weet ons lewe is in u hande. Dankie Here dat ons vanoggend u woord kon hoor, maar ook die nagmaal saam kon gebruik, tot eer en verheerliking van u naam. Wees met ons vandag en die week wat voor lê, Here. In u naam bid ons dit. Amen.